Jesus het 'n sin vir humor. Wie vat spieg en maak klei aan en plak dit op iemand se oë en gaan sê, gaan was jou oë. En terwyl jy jou oë gaan was, dan word jy genees. Wie doen so iets? Maar Stefan kan maar sê van my wat hy wil. Ek weet net, Jesus like my. Julle hoor nie wat ek sê nie. Stefan kan maar sê, ek was 'n paaldanser. Jesus like my. Maar ek wil ook net dit regstel, ek was nie 'n paaldanser nie. Hartlik goeiemôre aan elkeen vanoggend, Pastor Pieter, Prophet Leon, Stefan, almal net vanoggend man. Wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus. Daar is 'n ander naam wat ek vir julle kan groet. Om Rooyes, ek wil baie graag vir hom vanoggend gaan ontmoet het. Maar ek weet net daar waar hy is, die Here is met hom. En daar waar hy is, weet ek net die Here gaan hom optel. En jy weet ek het rede hoekom ek so sê, ek het nog nie om Rooyes so fisies ontmoet nie, maar ek het hom al in die gees ontmoet. Jy hoor, ek het hom al in die gees ontmoet. Jy weet, dit wat hy doen, hy besef hy praat in huise waar hy nog nie in was nie. Hy beïnvloed mense se lewens wat hy nog nie fisies gesien het nie. Hy gee moed en hoop aan pastore wat soms platgeslaan is deur dit wat hy spreek. Dan tel hy hulle op. En daarom weet ek, God kan nie vir hom teleurstel nie. God moet hom net optel. Daarom weet ons vanoggend as ons hier staan, weet ons, die Here raak hom Rooyes aan. Daar waar hy is. Stem nie saam met my. Halleluja. Hy is eintlik vir my soos 'n Johannes. Hy doen die werk van Johannes. 'n Stem in die woestyn wat die pad gelyk maak sodat Jesus kan kom. Halleluja. Nou vanoggend gaan ek net 'n kort gedagte met julle deel. Vrydag was ek bevoorreg, was dit Vrydag? Toe kon ek so 'n bietjie van myself deel en my getuienis met julle deel. Dankie vir Fabian altyd wat so gewillig is om sy verhaal aan ons oor te dra. En ons weet mos almal dit is net die Here wat dit vir ons kan doen. Daar is so 'n lied wat sê, is klaar waar dit so is, dis net die Here wat dit kan doen. As ek daai lied hoor, as ek, is net hy. Mense probeer ons soms afdruk, maar ons het 'n God wat ons optel. Ons het 'n God wat ons sterk maak. Ons het 'n God wat ons 'n lig is in ons donkerste. So vanoggend het ek 'n gedagte wat ek baie graag met julle wil deel uit die woord van die Here. Stefan het hom vir my gevra, kan ek lees? Toe dink ek, hoe kyk hy vir my? Toe dink ek, weet hy nie dis 'n bloedgewaste wat hier staan nie. Weet hy nie is 'n geredde wat hier staan nie. Vanoggend wil ek vir ons 'n gedagte deel uit Johannes, uit die boek van Johannes uit. En ek gaan 'n paar versies met ons deel vanoggend. Ek gaan lees uit Johannes 9 uit. Johannes 9 vanaf vers 6. En nadat Jesus dit gesê het, het hy op die grond gespoeg en klei met die spoeg aangemaak. Hy het die klei op die man se oë geplak en vir hom gesê, gaan was jou in die bad van Siloam. Siloam beteken gestuurde. Hy het toegegaan en hom gaan was en op pad terug kon hy sien. Sy bure en die wat hom vroeër as bedelaar geken het mekaar afgevra, is hy dan nie die man wat sit en bedel het nie? Sommige het bevestig dat dit werklik hy was. Ander het dit ontken en gesê, nee, maar hy lyk net soos daai man. As jy vinnig luister na die verhaal, dan sal jy ontdek, ons het hier te doen met
'n man of 'n persoon wat blind gebore was. Iemand wat deur sy bure en deur sy vriende geken was as 'n bedelaar. Iemand wat baie mense op neergesien het. Iemand wat baie mense misgekyk het. Iemand wat 'n sukkel bestaan moes gemaak het. Iemand wat dageliks afhanklik was van mense om hom tog net te lei, om hom tog net te help, om te kom waar hy moet wees. En hierdie blinde man kom te doenig met Jesus. En die Bybel sê dat hierdie man plaas dan toe sy onmiddellik om Pastor Pieter sy volle vertroue aan die Here Jesus. En nou sê die Bybel nadat Jesus 'n ontmoeting maak met hierdie man. Jesus het 'n sin vir humor. Jesus het 'n sin vir humor. Wie vat spieg en maak klei aan en plak dit op iemand se oë en gaan sê, gaan was jou oë. En terwyl jy jou oë gaan was, dan word jy genees. Wie doen so iets? Wie doen so iets? En Jesus wat klei, wat spieg en nou iemand onthou hoeveel geloof het dit vir hierdie man gekos om dit te doen wat Jesus vir hom gesê het. Maar hierdie man vat dit en hy gaan doen presies dit wat Jesus sê. En nou sê die Bybel hierdie pragtige ding, Profet Leon. Hy sê terwyl die bure hierdie man sien, bevraagteken hulle, maar kan dit die bedelaar is wat ons geken het, wat dan nog laat nou loop? Hy loop ook aan help, kyk aan nou self. Ons was aan gewoon, hy moes gelei geword het, maar nou sien ons aan die bedelaar loop nou self. Nou imagine, iemand wat blind gebore was en wat nou kan loop. Weet jy, loop so man, hy loop nie soos ek en jy, hy loop brekerig. Want hy wil hê die mense moet sien, kyk wat het die Here vir my kom doen. So ek verstaan sy bure, ek verstaan sy vriende, ek verstaan die wat hy kon verstaan het. Wat het met die man gebeur? Hy kon nie sien nie, maar nou sien hy, want Jesus het hierdie man aangeraak. Nou jy weet, as jy afverlees in dieselfde hoofstuk, en jy kom by vers 25, dan ontdek jy daar is die skrifgeleerdes, die slimmes, die fariseërs, die manne wat altyd sê ons is beter, die manne wat dink hulle ken die skrifte beter, die manne wat dink hulle ken Jesus beter, die manne wat wil besluit wie is kind van God en wie is kind van God nie. Die manne kom en hulle het hierdie blinde man en hulle ondervra hom. Hulle wil nou weet, hulle is nou, ek noem hulle sommer spiritual investigators. Self-appointed spiritual investigators. En hier is self-appointed spiritual investigators investigate. Ons ken vir jou. Ons wil net seker maak. Kan dit jy is? Is jy ooit blind gebore? Ons bevraagteken sommer, nou het jy nie dalk al die jare gelieg nie. En ons bevraagteken sommer sy ouers ook. En dan vra by hom by sy ouers, jong, bevestig julle. Praat hy die waarheid? En sy ouers sê, ons weet, hy is blind gebore gewees. En hulle kom by hom, en hulle sê vir hom, hoe kan 'n sondaar? Want hulle sien vir Jesus as 'n sondaar. En hulle vra, hoe kan hy vir jou laat sien het? En hy sê, hoorie manne, ek ken nou nie al die slim goed nie. Ek is nou nie kwaai nie. Ek is nou nie hooggeleerd nie. Ek weet nou nie die goed wat julle weet nie. Maar al wat ek weet, as ek was blind, maar nou kan ek sien. Hy weet dit, hy kon nie sien nie. Maar toe hy die man ontmoet, toe help die man hom om te sien. Jy weet baie daar, as mense vir my so vra, is jy dan nie die dik kop gewees nie? Is jy dan nie die drak edik gewees nie? Is jy dan nie nog vastgevang nie? Dan sê ek al wat ek weet is, ek was verslaaf, maar nou is ek vry, nou is ek verlos, nou is ek gered, nou is ek gehelp. En hulle vra soms ook, maar hoe is dit moontlik? Wie kon dan so iets gedoen het? En dan sê ek ken ook nie veel nie. Ek weet nie wat 'n metodes is, maar ek ken 'n naam. Ek ken 'n naam.
En hy naam is Jesus. Toe ek hy naam aanroep, toe kan ek ook verlos kom. Toe kan ek ook vry kom. Iemand vra my eendag, hy vra vir my, op 'n Sondagoggend, op 'n Saterdag, verskoon 'n Saterdag, gebeur 'n ding jare terug. Nou ek het ons Vrydag vertel, ek was mos 'n gangster ook. Ons was 26. Ons gehang met die merchants. En een Saterdag, dan kom 'n rival gang na ons toe. En die rival gang besluit die dag, hulle wil nou vir ons 'n ding kom wys. En ek onthou daai dag, ek weet nie hoe nie, maar gaan nou vir julle vertel. Die manne kom trek en die manne trek mos nie op met klippe daar waar ek bly nie. Die manne kom trek op met 'n masjien. Die manne kom trek op met 'n ding wat gooi, 'n ding wat warm maak. En die manne kom daar by ons. En die manne kom maak warm. En die mans gooi 3 van hierdie goede na my toe. Hy skiet 3 skote. En nou ek is lank. As moeilik om so lang man te mis. Maar hy mis my. Hy mis my. En hulle vra, hoe's jy misgeskiet? Van die distansie is die ferry. Die distansie is dan naby, maar wat hulle nie verstaan nie, tussen die gun, tussen die man wat geskiet het, was daar 'n man. Daar was 'n man. Daar was 'n naam. Daar was 'n Jesus. En terwyl hulle skiet, kon hulle my nie skiet nie, van hy het 'n plan met my lewe gehad. Hy het geweet, waartoe wil ek kom. Hy het geweet, ek moet vandag nog hier staan. Hy het geweet, ek moet nog vandag kom vertel van hom. Nie van my nie, van hom. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Ek bevind my in die gevangenis en party vra, hoe kan jy ex-gevangene, ex-bandiet, ex-gemors, want party sê mos so, hoe kan jy nou die evangelie verkondig hier aan ander mense, aan mense wat nie skars soos jy was nie, aan mense wat nie skars die dinge gedoen het wat jy doen nie, hoe kan jy praat van Jesus? Hierdie ex-bandiet, hierdie ex-gevangene is bloedgewas. Hierdie ex-gevangene is bevry. Hierdie ex-gevangene is gered. En die Here sou af. O Here, julle hoor nie, die Here sou af. Hoe Here, hy sou af. Hy vat die ex-gevangene. Kom, ek gaan nie ver nie, man. Kom, ons gaan Vrydag toe. Hier's getuies die binne, so as ek lieg kan, hulle moet sommer sê hy lieg. Die ex-gevangene bedien die polisie. Ja, die ex-gevangene bemoedig die polisie hier in Groblershoop. Praat die ex-gevangene met die polisie en sê vir hulle, skep moed in die Here. Hoor hoe die mense wat my toegesluit het, mense wat my gejag het, dit is wat hierdie Here kan doen. Daar waar ek vanaf kom, in Beaufort, ek gaan bedien gevangenes nou. Hoor jy, die ex-gevangene gaan bedien die huidige gevangenes. En sê vir die huidige gevangenes, jy kan ook uitkom daar, van ek was daar, waar jy nou is. Ek praat hier van 'n mensie, ek praat hier van iemand wat jy kan, kyk, wetenskaplik is,
het eendag probeer 'n eksperiment doen. En hulle probeer bepaal, hoe ver, hoe diep, hoe wyd strek hierdie liefde en die genade van die Here. En jy moet weet, as ek praat van wetenskaplikes, dan praat ek nou van teoloë. Hulle probeer toe wel bepaal. En hulle bepaling was as volg. Sy liefde het geen wyte, het geen verte, het geen hoogte, het geen diepte. Dit kan nie bereken word, dit kan nie bepaal word nie, want dit is wie hy is. Hy het nie vir my losgemaak omdat ek kwaai was nie. Nee, hy kom my gelos het. Hy het net vir my gewys, wie is kwaai. Hy het my gewys, ek is kwaai. Jy wat dink jy is kwaai, ek stuur sommer vir jou. Gaan sê jy vir die mense, hoe kwaai is ek? Toe Paulus dink hy is kwaai, toe sê die Here, kom jy hier. Ek hoor jy is op 'n jag so my mense. Kom hier. Kom jy hier. Ek gaan vir jou 'n ander ding wys. En ek sien hoe is Paulus. Hoe attack hy die kerk? Ek sien hoe vat hy hulle aan, maar ek sien hoe kom Jesus sê kom seun. Jy gaan met my werk doen. Jy gaan nou gaan sê vir die kerk skep moed. Jy gaan nou die meeste boeke gaan skryf in die Nuwe Testament as 'n bewys dat ek lewe. Dit is die God wat ons dien. Dit is 'n afsou God. Dit is 'n almagtige God. Dit is 'n God wat enige ding moontlik kan maak. Jy weet, jy's op skool of fire. Jy's op skool of fire. Jy gaan deur jou, jy werk maar so deur jou rehabilitasie. Jy werk met jouself. En jy is bekommerd oor, wat gaan hulle by die huis sê as ek uitkom? Kom ek sê vir u, ek kom ook al van sulke plek af. Was ook al gevra, wat gaan hulle sê van my? Ek was nie die eerste keer in skool. Die eerste keer gaan ek op 'n reep, toe hardloop ek weg. Here, u hoor my nie. Jy wat weghardloop nou. Nee, jy sê almal maar weghardloop. Ons was al baie. Ons was al baie. Jy het eintlik by ons gesien. Wat is dit om weg te hol? Here, maar ons het teruggehol. Hoor jy, ons moes terughol. Want toe ontdek ons om weg te hol van Jesus af is onmoontlik. Is onmoontlik. As hy vir jou getaak het, as hy vir jou gekies het, as hy gesê het ek soek vir Pastor Pieter, dan gaan jy hom loop haal. Come yell or high water, he's gonna get you, Pastor Pieter. Want hy het 'n plan met jou lewe. Hy het 'n plan met jou lewe en ek sê vir u, ek hardloop ook weg. Mense raak mos slim man, die drugs. As mos 'n ander ding, hy vertel ek mos jou, hey man, jy stoot met jou tyd nou hierso. Wat se tyd so reis die? Wat se morse reis die? Nee, gaan jou eie way. En ek probeer my eie way gaan. Maar ek het nooit geweet en mijn 5 minute net wel aangeraak. Ek het nooit geweet nie. Weet jy hoe jy vuur aan die brand? Weet jy hoe jy vuur aan die brand? Om in die vuur te bly, tussen die kole te bly. Tussen die kole te bly. As jy 'n stompie vat en jy haal hom uit die vuur uit en jy sit hom buite, dan gaan hy dood. Dan sterwe hy. Ek wil vir jou sê, whether jy uit skool of fire gaan, jy maak hier klaar. Bly by Jesus. You can't divorce Jesus. You can't divorce Jesus. You know, one of the main reasons people fall back into sin, people fall back into addiction, is because people think that I can only walk with Jesus now that I'm clean. Now I leave him behind. No. Nee, hy is my sit. Hy is my opstanding. Hy is my loop. Hy is my reverse. Hy is my alles. Elke dag moet ek met hom loop. Jy kan nie Jesus los nie. Hoorie, los vriende. Ek het vriende gelos. Ek het vriende agtergelos. Ek het Vrydag vir hulle gesê, toe ek die lolly breek, toe sê die chommy, hoekom doen jy dit? Ek wil mos die drugs los. Sê, jy wil dit los. Toe is hy kwaad vir my. Toe ontdek ek, this is a personal thing. Dis is 'n ding van 'n chommy saak. Dis 'n saak van my en die Here. Daar was vriende in my lewe, Pastor Pieter. Vriende wat gesê het, gee hom 'n maand. Ons ken die kansvatter. Ons ken hierdie korrupte mens. Van wie kom? Mense onthou mos nog jou gister. Hulle onthou mos nog jou netto. Maar wat hulle nie weet nie, hulle moet die Bybel lees. Hy was jou sonde en hy skei het so ver van die ooste van die weste. Hy skei het weg. Hy vergeet af wat jy gister gedoen het. Nou, terwyl hulle nog so gesê het, nie gee hom 'n maand. Hier staan 15 jaar. Ek weet nie hoe lank het hulle nog mag, maar hulle gaan wag. Hoe hulle gaan wag?
As een wat so lank gewag het, ek moes hom begrawe het. Van hy het ook gewag en gekyk, wanneer val die man? Ek sê vir hom, ek kan nie nou val, as ek in hom bly nie. As ek uit hom, dan maak ek myself bloot aan om te val. Ek wil vir vanmôre sê, hou vas aan die Here. Ek wil vir vanmôre sê, hou vas aan Jesus. Maak nie saak of het met jou goed gaan, maak nie saak of het met jou sleg gaan nie. Hou vas aan Jesus. Job het 'n mooi ding vir sy vrou gesê. Hy het gesê, met die goeie en met die slegte, moet jy kan vashou aan die Here en Jesus. Jy weet wanneer jy hier uitstap, en jy is klaar met jou program, moenie disconnect van die Here af nie. Moenie disconnect van die manne af hier, wat saam met jou 'n pad gestap het nie. Bly in Christus in. Dit is Christus wat jou gaan bou. And you know what? The first thing you need to seek is to seek God. Seek God and the rest will follow. Toe ek werke verloor, toe sê mense, kyk, hy begin sy probleme. Kyk, hy begin sy probleme, hy gaan nou val. Toe sê ek, Here, ek soek net vir U. Hoe, Here, ek het my CV's is aan, Here. My aansoeke is aan, Here, maar ek soek vir U. En ek gaan openligte toe, en manne vra, is die jong mal? Hy moet op werk soek, hy is by openligte. As die jong mal, hy is op outreaches. As die jong mal, hy gaan bid vir mense. As die jong mal, hulle weet nie. Hy wie my sake werk. As hy reeds besig met my sake. Ek moet net sy opdrag uitvoer en dit is om sy sake te doen. Dis net om te doen wat hy van my verwag. Soek die Here en al sy geregtigheid en al die dinge gaan vir jou bygevoeg word. Dit moet nie net 'n lyntjie word nie. Ek wil vir iemand vanoggend sê, trek Christus aan. U hoor my nie. Trek Christus aan. Hoe Here Paulus sê 'n mooi ding. Hoor wat sê Paulus? Hy sê, trek dan die ou lewe uit. Soos vuil klere. Smyt dit weg. Ek sê sommer brand dit uit ook. Verstaan jy? En trek dan vir Christus aan. Hoe trek ons vir Christus aan? O Here, daar is die vrug van die Gees. Here, kan sy geduldig hê, maar trek vir my geduld aan. Here, kan sy langmoedig hê, maar trek vir my langmoedigheid aan. Here, ek het 'n vuile hart, maar trek vir my 'n skone hart aan. Ons moet Christus aantrek. I told you on Friday, the more of God in your life, you become a greater reflection of Him. Meer God in jou, hoe meer skyn jy vir God, hoe meer portret jy vir Christus daar buite. Los die mense om jou. Hou jou oë op Jesus. Wees onbeweeglik. Jy weet, baie stryd te kom op jou pad. Ek sê vir mense, jou getuienis wat jy gekry het in die wêreld, that was one of your witnesses. Die jou getuie gaan aan. Hy gaan aan, it's a continuation. Dit gaan elke dag aan. Mense gaan op die pad. Baie mense gaan op die pad. Ons kyk vanoggend, gaan kyk ons die ongelukke. Dan jy gaan ook op dieselfde paaie waar hulle gaan. Maar jy kom veilig terug. Daai is 'n getuienis. Daai is iets wat kan sê, kyk, wat kan die Here doen? Jy weet, baie kere dan soek mense 'n formule. Baie kere soek mense, wat 'n formule is daar om hulle voor te hou. Hey man, JESUS, dat is die formule. JESUS, that is the winning formula. Plaas net die formule toe in jou lewe. JES and his name is? 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 Weet julle waar julle nou gemaak? Julle het nou 'n duiwel uitgesit. Van die Bybel sê, as hy sy naam aanroep, dan sidder wie? Die duiwel sidder. Oh mercy me, oh mercy mine. Down on my knees, I got my arms stretched to the sky. Trouble to the left of me, sorrow to the right. Can you hear me, Lord, and can you lead me to the light? I lift my voice, I call your name, as I toil down in this valley of strife and pain. I've been over backwards, paid it all forwards, don't have a dime to my name, and my debt to you could never be repaid. In the heat wave
wave starts to break, and the ice and snow